Goeiemôre, welkom by ons oggendpodcast. Is lekker om weer vanoggend saam met jou te kuier. En weer saam met my is Ferdi, welkom. Dankie, is weer 'n voorreg om hier te wees. Heerlik man. Ons is nog steeds besig met ons tema oor transformasie en die sleutels tot transformasie, dinge wat God in ons hand gesit het, beginsels wat hy daar vir ons gestel het om die koninkryk van God oop te sluit en dinge van hierdie wêreld en van die vyand toe te sluit. En ons het Sondag nou gepraat oor gedagtes. Ja, die sleutel van jou gedagtes en hoe kardinaal belangrik is dit net nie. Ek dink dis 'n area wat ons almal mee kan verbeter en sukkel mee, is daai gedagtes om daai oor te gee aan God. Ja. Ek het in die week terwyl ek hierdie voorberei het, ek nog gedink, dis die een ding wat ek nog nooit van gehoor het wat getransplant kan word nie. Ja, nee, is nogal waar. Nee. Dis ook wel goed, ek wil nie 'n ander ou se brein noodwendig hê nie. Ja, Ek weet nie wat se nonsens hy al in sy kop ingesit het nie. Wat se gedagtes lê daar vasgevang in nie, nee. Nou, gedagtes. Jesus, ek dink dit is vir ons as Christen is dit kardinaal belang. Ek meen dit kan ons verhouding met God, dit maak of breek ons toekoms. Ek meen dis so Sondag se woord gesê het, dit is, ek meen jou emosies hang af, jou besluit hang af, die eindpunt hang af vanaf. Ja. Wanneer ons by gedagtes kom, wanneer ons goed insit en toelaat laat die wêreld ons gedagtes half volmaak met staf, dan het die woord gesê, dit vat ons in 'n sekere rigting in. Dit gaan ons by 'n destiny uitkry. Ja. En soos wat ek dit praat, dan dink ek aan in die woord, mense wat nie toegelaat het dat die gedagtes wat die vyand gesaai het, om dit na die ander kant toe te vat nie, om dit te vat na, maar wat het God gesê nie. Ja. Ek vat byvoorbeeld, kom ons gaan na die begin toe, Eva. Yes. En God het duidelik gesê, vir Adam, vir Eva, en nou gaan die vrou weer almal sê, ja, maar het vir Adam gesê, dit is so, ne? Dat van al die bome in die tuin mag jy eet, van die boom van die kennis van goed en kwaad mag jy nie eet. Ja. So, daar's honderde bome, kan van enige van hulle eet, daar's een, daai een, los dit uit. Yes. En dinge het goed gegaan. Alles was daar. Alles was daar. Voorsiening was daar. Hulle was reeds in die bestemming. Hulle was reeds in die En die eindbestemming. gedagtes was puur. Want hulle het nog nooit in die vlees geleef nie. Dis korrek. So daar was nie negatiewe emosies gewees nie. Exact. Hulle het nog nooit 'n verkeerde besluit in hulle lewe geneem nie. Ja. Alles wat gebeur het, hulle wandel saam met God, hulle aksies, hulle woorde, hulle gewoontes, hulle karakter was as kinders van God, in die beeld van God geskep. Purity. Sound mind, né? Sound mind. En hier kom een slang. En hy maak net 'n suggestion. En hy kom en hy sê, het God regtig gesê? Ja. En Eva sê sin, wel, ja, hy het gesê, as ons van die boom eet, sal ons verseker doodgaan. Ja. En wat was die slang se counteroffer? Sê, julle sal verseker nie doodgaan nie. God het geweet, en hier kom sy leen, Ja. dat julle net soos hy sou wees, Yes. wetende goed en kwaad. Nou, ek dink mens moet daar eers teruggaan, 'n paar verse, waar toe hy die mens geskep het hy gesê, kom ons maak die mens in ons beeld, in ons gelykenis. Ja. Dit was die Wat is wat waarheid, God gesê het? dis wat hy gesê het. Ja. Dit was die waarheid wat reeds daar was. En hier kom die slang en hy vat daai waarheid en hy twist dit. Ja. En hy sê, maar het God regtig gesê? Nee man, hy het geweet, julle sal dan net soos hy wees. En hy skep hier die illusie, that God's holding out on them. Dat God is besig om van julle af terug te hou. Ja, sure. En was dit nie die vyand se strategie van die begin af om doubt te create in jou gedagtes nie? Want as hy die gedagtes kan kry, Yes. dan skep hy 'n emosie. Ja. Want wat spiral jou af? As jy oor iets dink en jy begin negatief oor goed dink, dan begin al jou gedagtes weghardloop. Maar jy wat dit sê, as ek dink hoe Jesus vir ons die voorbeeld was in Matteus 4, toe hy vir 40 dae gevas het, honger was. Ek meen, 40 dae gaan enige ou honger wees. Ek jou vertel. Hy het 40 dae gevas.
En die vyand kom by hom en sê vir hom, as jy die seun van God is, dan moet ons 'n bietjie terugstap. As ons gedink, net voor dit is Johannes hom gedoop, en nadat Johannes hom gedoop het, het God uit die hemel uitgekom, dit is my beloofde seun. Ja. So dis En weer weet eens wel iets wat God gesê het. God het dit gesê. So om daai delta te kry by Jesus het hy gesê, as jy die seun van God is, as ons na die skrif toe gaan, die Engels sê so, if you are the son of God, you will command this rocks to become loaves of bread. Wat het Jesus vir hom gesê? Hy het hom teruggevat, skrif toe, na Deuteronomium 8 en gesê, man shall not live from bread alone, but from every word of God. Ja. So vir ons as kinders van God, is dit hoe ons moet counter as ons gedagtes afvat. Jy het dit Sondag so mooi gesê, ons gaan terug woord toe. So wanneer die twyfel kom, wanneer die emosie kom, en nou sê ek's nie seker wat God gesê het nie, soos wat met Eva gebeur het. Ja, Sy het gedink sy weet wat hy sê. Ja? En sy het 'n persepsie daarvan gehad. Maar toe dit kom by die aksie. Onthou, niemand het nog ooit vir Eva gejok nie. dis waar, soos alles gevat as die waarheid, as truth, wet. Maar nou is hierdie wat ek vat as die waarheid wat daai slang sê, teenstrydig Met wat God sê. met dit wat God gesê het. Terwyl toe Jesus gekom het, het daar iets ingekom en hy het al verken. Ja, dit is wat die woord sê, maar Ja. Ja. daar's iets verseker. anders wat God ook gesê het. Hy het gesê jy sal my, Ja. ons sal leef van die woord van God, Yes. nie van brood nie. Yes. Ek meen, dit is simpel, as jy daai promosie wat kom, en dan kry jy werklik daai promosie na 'n lang wag. Eerste ding wat die vyand kom is, you're not good enough. Jy het nie die ability om daai promosie te kan doen of te kan uitleef nie. Maar wat sê die woord? In hom het ons krag, in hom kan ons alles doen, nê? In sy weë is het ons kennis, het ons wysheid, het ons insig. So jy kan doen, want God het dit oor jou gespreek. Hoeveel beloftes en oor watse beloftes is daar alles in die woord oor ons lewens? Ja. As ek dink net, as ek teruggaan gou na 2 Konings 10 toe, 2 Konings 10 vers 10 sê daar, en ek sê nou my eie woorde, ek quote dit nou nie woord vir woord nie, sê daar, dat al die profesies wat Eli gegee het vir die Israeliete en teen die koning daai tyd, het tot vervulling toe gekom. Nie een is uitgelos nie. En dieselfde oor my en jou. Elke belofte in die woord wat God oor ons uitgespreek het, alles in die goeie mee uitweer. Ons is tot alles in staat wat deur Jesus Christus wat ons die krag gee. Ja. Hy dink nie weer aan ons sondes nie. As jy jou vergewe het, jy vergewe. Hy gaan nie terug en recall dit as ek dit so kan noem nie. En dis die vyand wat dit doen. Maar as ons op daai woord staan, as jy sê jy is nie goed genoeg nie, maar dis nie wat my Vader se woord sê nie. Ja. Die woord sê I'm able. Die woord sê ek is in sy ewe beeld geskape. Die woord sê ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Groter is hy wat in my is wat hy in die wêreld is. As ek op daai woorde staan, Die woord sê, ja, is dit nie ons behoud nie, dit is om te sê, maar wat het die woord gesê? yes. Ek hoor dis wat die regering sê. Ek hoor dis wat die onderwyser sê. Ek hoor dis wat hierdie persoon sê of daardie persoon sê. Ja. Maar wat het God gesê? Yes. En ek meen daar soveel verhale in die Bybel wat God beloftes gemaak het teen wat ander gesê het. Ek meen, vat Noag. Ja. Dit het nie sin gemaak nie. But God said it will rain in a day. Jy bring nou Noag op, wat vir my die snaakste nog altyd was. Ek sê snaakste, most amazing. God kom na Noag toe en hy sê vir hom om 'n ding te doen. Want daar gaan water uit die lug uitval. Ja. Maar wat min mense weet is, tot op daardie punt toe, het daar nog nooit water uit die lug uitgeval nie. Water het uit die grond uitgekom. Die aarde was nat gemaak deur fonteine en strome. En nie van bo af. En God kom en nou sê, daar gaan water uit die lug en Noag vat hom by sy woord, op grond van iets wat hulle nog nooit eers gesien het nie. Sure. Dit is nogal amazing om aan te dink, nee. So God is 'n waarmaker van sy woord. Ons moet erop staan. Jesaja 1:19 sê, vir die een wat gewillig en gehoorsaam is, sal die goeie vrug van hierdie land eet.
Vir my die key daar is, ons almal is gewillig, ons almal wil goed doen vir God. Die gehoorsaamheid, wat is die gehoorsaamheid? Gaan terug woord toe. As die vyand vir jou leuns kom vertel, gaan terug woord toe. Ja. Toets alles teen die woord. Ek dink 'n groot sleutel daar lê vir die rondom besluite. Ja, Om die regte besluit te maak ten spyte van hoe ek voel. Ja, hoe meer goeie gedagtes ek het, hoe meer gaan my emosies in lyn val met die goeie gedagtes. Ja. Maar daar gaan kere wees waar die emosie nie in lyn is met God se woord nie. verseker. En om dan daai besluit te kan maak na mate die waarheid wat ek het, Yes. sodat ek by die bestemming van God vir my lewe kan uitkom. Ja, want ons emosies, jy gaan op emosies werk wat jy sien, Ja. nie wat God altyd sê nie. En dis wat ons human is. Ons reageer op wat ons sien en wat ons hoor. Ja. Maar wat doen ons as mens? Jy kry 'n gedagte, dan soek jy die eindresult al klaar. En vir my die key is, as jy die gedagte kry, raak stil, tree terug, gaan in die woord in, vergeet van jou emosies, lê dit voor God en dan maak jy 'n besluit volgens woord en volgens hoe God jou lei. Dan gaan jy die aksie by woord sit, dan gaan die res in plek val sodat jy die einde kan kry wat God vir jou bestem het. Hoeveel mense mis die bestemming van God in hulle Dis- lewens as gevolg van daai feit? Ek dink ons baie. Ek meen, as ek myself vat dag tot dag, kan ek die purpose van daai dag mis omdat my gedagtes van my weghardloop, want dit is nie soos wat ek dink nie. Ek toets dit nie met woord nie. Ek toets dit nie met die Heilige Gees nie en ek laat dit weghardloop en vir daai dag kan dit wees dat ek my purpose verloor het of die persoon gemotiveer het of 'n testimony geshare het soos wat ek moes van die vorige sleutel. So vir my is dit dadelik dink ons baie ons wat dit verloor weens ons nie teruggaan na die woord toe nie. Maar die sleutel is beskikbaar Ja, vir verseker. elkeen om daai eindbestemming te behaal. En dis eintlik 'n maklike sleutel. En dit is As in jy- my hand. Ja. Ek kan jou nie eens blameer vir ek wat nie my sleutel toepas nie. Exactly. Dis eintlik 'n maklike sleutel. God het dit klaar daar neergesit om ons te help, om die deur oop te sluit. Ons kies net nie om dit te gebruik nie of dit te oorkyk of aan 'n kant toe te gaan. Ja. Maar dis daar. Ek dink nou aan 'n ding wat ek soveel mense al voorheen hoor sê het. Waar hulle sê jy maak my nou kwaad of jy maak my nou ongelukkig en dis asof ek iemand anders in beheer stel van my emosie. So dit wat jy nou sê en daai gedagte wat geplan, dit maak my nou ongelukkig. Dit maak my upset en nou tree ek uit daai emosie uit op. So ek wil half sê hierdie aksie, hierdie woorde en goed wat nou na jou toe kom, dis jou skuld. Ja. En dis nooit wat God gesê het nie. Hy het nie gesê iemand anders is in beheer van iets wat hy my die autoriteit oorgee het nie. Yes. Verseker. Emosies gaan kom, gedagtes gaan kom, maar ek is die een wat kies en besluit wat om daarmee te doen. Ja. Jy het dit Sondag so mooi gesê. Ons gaan almal kwaad word. Ons kan kwaad word. Maar hoe apply jy daai? Ja. Gaan jy wen? Gaan jy terughou? Gaan jy dit in liefde uitsorteer of gaan jy toelaat dat die donkerheid jou oorvat en dit uitsorteer? Ja. Ons kan so lank oor hierdie gesels. En hierdie ding nog verder dissect. Maar die feit van die saak bly dat God het 'n sleutel in my en jou hand gesit om elke liewe aspek van jou lewe te beïnvloed. En as daar 'n belofte van God is in die woord. Ja. Hy sê, ja, nou moet jy my nie vra wie dit geskryf nie, dit is heel moontlik weer eens Paulus, waar hy gesê het al die beloftes van God is ja en amen Ja. in Jesus Christus. So vir my om by daai beloftes uit te kom, om daai sleutel in die slot te sit, om by die beloftes van God uit te kom, begin om my gedagtes in Christus te kry. Ja. Verseker. As jy terwyl jy so praat, dink ek aan daai aan 'n rugby en met die scrum. En ek wil dit by julle los vanmôre is daai wat hy sê touch, pause, engage. Wat ek vir jou sê, dink, engage met God en sy woord en dan beweeg jy. Dit is mooi. Ja, so dis wat by my lê as ek dit los en as ek by julle kan los. Doen dit as jy gedagte het, pause by God en dan engage jy. Sodra jy die woord van God het en jy het bevestiging, dis in God se wil. Moenie net optree nie met ander Ja. woorde. Gee dit so oomblik. Yes. Evalueer dit wat ingekom het aan die waarheid van God se woord. Verseker. Kyk of dit wat ingekom het in lyn is, nie in lyn is nie. Maak dan 'n besluit. Yes, verseker.
ek hoop jy het hierdie gevat vanoggend. En as jy nie die boodskap gekyk het Sondag nie, gaan kyk hom gerus. En ja, wat 'n voorreg om te weet dat God vir my en jou sleutels daar sit om Verseker. ons hele eindbestemming in hom te verseker. Ja, ek dink die sleutels wat ons al reeds gekry het, kan ons net vat van krag tot krag. Amen. Mag die Here jou en jou familie hierdie week seën, mag hy julle behoed en bewaar, mag hy sy guns oor julle uitstort. Dis ons gebed in Jesus naam. Wees geseën en sien julle Sondag.